Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our Wool Market Report for Catalog 13. Hello, Ja, Joe. dit was 'n warm mark geweest, né? Nee, definitief. Ek dink ons kan net voorbou op laasweek se vlakke. Ja, Al is dit net 1% styging. Laasweek het hulle vir ons gesê die kopers is bietjie skrikkerig met die groot styging wat hy gehad het. ja. Ons het hierdie week 1 en as hy so tik kan klim, dan gaan ons in Februarie maand op 'n lekker vlak lê. Ek vat hierdie klein klimme enige tyd bo 'n 4 of 'n 5 of 'n 6% klim, Ja, want ons weet ja. presies wat gebeur na so 'n Yes. groot klim en ek dink ons het al daaroor gepraat ook. So ek is mal oor hierdie klein stelselmatige inkremente wat 'n mens styg en daarmee kan ons werk. Ek dink as jy kyk 20 mikron, as ons nou omvat as 'n vergelyking teenoor Catalog 6 toe ons op die piek was, R224 skoon, hy lê nou op R214 skoon. Dis 4.7% weg. Ja. En dit is die mediums wat die laaste tyd so lekker styg. Definitief, hulle week op week is daar ongelooflike kompetisie op Ja, mediums en interessantheid so Jan van der Walt het vir my die stukkie deurstuur daar van Burgersdorp af van Aard en van Greilinge vleismarine skeersel van Dordrecht af 2019 toe ons seker omtrent op die hoogtepunt was Ja. waar wol teen duurste vlakke verkoop is was hulle skeer gemiddeld R113. Hierdie een wat hulle nou verkoop het teen R119. R119. So daar's ongelooflike goeie momentum in die mark op hierdie stadium. Ek dink ons moet bysê dit is 'n besonderse vleismarine skeersel daai. Nee, dit Ja. is. So ek het een van daai lyne van hulle 20.1 mikron lyn wat verkoop het vir R149. Ja. So nee, dit is 'n besonderse vleismarine lyn. Maar so net om 'n idee te gee. So ons is definitief nog nie op die vlakke waar ons was in 2019, 2018, 19 nie, maar daar skeersels wat begin raak aan daai vlakke. En dis jou mediums, dis jou 20-21 mikrons, ja. Nou die 19,5 en fyner, hulle is teleurstellend nog ver weg. Ons daar's nog 'n klompie werk wat nog kan gebeur Ja, daar yes. sonder twyfel. Van die dan het ons hierdie superfyns hierdie 15.9, 16. Ek wil amper sê as hy 6 onder 16,5 is, gaan hy in heeltemal 'n ander vlak van kompetisie in. Ja. En 'n punt 1 van 'n mikron klink nie altyd baie nie, maar die verskil tussen 'n 16.4 en 'n 16.6, daar is 'n bly 'n redelike verskil tussen. R20, R20, in die skoon verskil, ja. Ja, so daai 16,5 en fyner doen baie goed op die veiling. En ek sit en kyk na die top 10, almal van hulle R200 en hoër. So niks onder die R200 binne daai boonste skeersels nie. Dan Lou van Tronsburg gemiddeld amper R164. Ja. Met die topprys daar is R220. Ja. So en al daai top 20's lê in die top 20, top 10 wat die gemiddelde van die skeersel betref. vir die hoë gemiddeldes ook. Ja. Richard en Mandy Armstrong R156 gemiddeld. Ja, uitstekend. Yes. En well deserved vir Dan Lou, vir Richard hulle en Douglas Bryant wat ook R220 gehad het. Edcott Trust met R215.60. Ribbokop boerdery Freddie Du Plessis ook met ongelooflike mooi gemiddeld op sy skeersel. Soldaat Estates, Jeff Kingwell. Dis die ouens wat daar in die top 10 lê en almal van hulle, soos jy sê, eintlik baie mooi gemiddeldes op die skeersel. Ja. Bob se Hardwell Estates, lekker skeersel daai R145.70 gemiddeld. Ja. So en dan heel uit koers uit van Utrecht het ons vir Slangerrivier familie gehad, Martha Jansen van Rensburg met R145 gemiddeld. En dis 'n lekker 17.8 mikron daai, né? Ja. En ek het lanklaas eintlik soveel kompetisie op 'n skeersel en dis nie RBS is nie vir 'n RBSC skeersel. Dis met korrek, ongelooflike goeie kompetisie wat hy gehad het op haar Nee, skeersel. dit was en ouens wat ook uitgestaan het wat hier was, Piet Lou, swart koppies met 'n gemiddeld van 144, Frans Alexander Tronsburg Stofkraal R140. En dis solid gesonde skeersels daai. Ja. So nee, wat ek dink ons op hierdie vlakke kan 'n ou sê dis gemaklik. Ons kan nie begin voor tot bou, ja. Ek dink so.
Wat wel gebeur het en die mark het op 'n vlak begin en het bietjie momentum dalk verloor soos wat ons aangegaan het en ek dink dit het veroorsaak dat ons so 'n paar rand gesluit het onder Australiese vlakke. So dit sal baie interessant wees om te sien wat gebeur volgende week. So ek wil amper sê al gaan Australië in teen 'n onveranderde mark, ons het so 'n bietjie catch-up om te speel. Ons het so 'n bietjie laer en dis nie iets wat ons normaal sien is dat ons 'n paar rand onder hulle vlakke lê nie. So ek dink ons het so 'n bietjie iets om momentum het ons reeds wat ons mee kan Ons kan ingaan volgende week. Dis 'n bietjie anderste aanbieding. Dis nie dieselfde kwaliteit aanbieding as hierdie week nie, maar daar's nog steeds mooi skeersels en dis waar ons daai 2-3% catch-up moet kry. Waar ons dit moontlik kan sien, bietjie groter ook, amper 1000 bale meer as die week. Dit maak 'n verskil. So dis dit gaan dit gaan ons grootste veiling wees nog vir Heidiglik, ja. So by die 13,600, 13,700 bale. Ek is 'n voorstander vir 'n groot catalog. Daar is genoeg vir almal. Definitief. So dan gaan ons regtig gemaklik met hierdie prysvlakke ingaan volgende week dan, ja. So dis dan vir volgende week. Kom ons kyk wat maak hy met ons volgende week. Dames en here, baie dankie. En dan volgende week het ons 'n markverslag weer eens gereed vir Catalog 14. Dankie. Totsiens.